Tiaan, julle, ek weet nie, daar is die waaiers, die kant sien ek is af. Hierdie klomp is okay en ek dink al bo lyk vir my of iets beweeg. As dit nie doen nie, kan julle dit net aansit met vrymoedigheid. Hierdie is mos nou 'n lekker tyd van die jaar. Ek het nou 'n bietjie gaan kyk. Ons het laas gepraat oor single wees, I find, vanaand se tema I found. As jy nou een gekry het, wat doen jy daarmee? Wat doen jy met hom of met haar? En hierdie is die seisoen van die liefde, die lente. Nou sê hulle seisoen kan 'n impak hê op jou emosie, dat meer mense, julle sal sien, verhoudings begin nou. En dis oor dat, as jy mooi goed sien en aangename goed ruik, dan skei jou brein, lyk my iets wat hulle noem dopamien, wat 'n goed voel hormoon is af, en dan voel jy sommer maklik verlief. So jy loop heel onskuldig op kampus en jy sien daar bot 'n mooi blommetjie en jy ruik dit ruik lekker, en dan like jy sommer die persoon wat nou van voor af kom dalk 'n bietjie meer. Dis 'n baie gevaarlike tyd. So as ons praat oor verlief wees, het ek toe nou 'n bietjie gaan kyk na 'n paar tips wat hulle gee wat maak dat mense sal verlief raak. So as jy single is, hierdie is jou seisoen, né? Seisoen met 'n EI, nie 'n lang ei nie. Dis nie seisoen nie. Dis die seisoen. Maar hierdie is jou tyd en daar's 'n paar goed wat hulle sê mense in ag moet neem. Die eerste een is dat die hele ding rondom, dankie, jy kan vir ons eendag van opposite attract is, lyk my glad nie waar nie. En dan as dit waar is, sal niemand van julle 'n kerel op die pik kry nie, of 'n meisie nie. Hulle sê, eintlik soek soort. So mens soek iemand wat baie dieselfde as jy, selfe belangstellings en so voorts. So dis 'n belangrike ding om te onthou. Selfe belangstellings, selfe tipe passies in die lewe. Die volgende ding wat hulle sê wat maak dat jy verlief raak op iemand is, hulle lyk soos jou ouer van die teenoorgestelde geslag. So dink hoe lyk jou pa, meisies, ouens, dink hoe lyk jou ma en kyk rond, wat sien jy om jou? Is daar potensiaal? Kyk 'n bietjie. Okay, so dis belangrik. So gaan kuier meer gereeld vir jou ouers, dan sal jy makliker kan raak sien. Die volgende positiewe ding wat maak dat jy verlief kan raak op iemand is reuk. Dis hoekom niemand in RNO met tydens die aksies die eerste jaar verlief raak op mekaar nie, nê. Meisies stap in die saal en dan ruik hulle, wat wag daar vir hulle. Reuk is 'n goeie ding, manne, dis hoekom jou ma van jongs af sê jy moet bad, jy moet jou tande borsel. As iets lekker ruik, daar's 'n biljoen dollar industrie rondom parfuum, dit gaan nou dit. Die volgende ding wat 'n teken is en wat kan maak dat jy verlief raak is 'n stemtoon. So as 'n meisie belangstel, dan gaan haar stem laer. Dis hoekom jy sal hoor, dis Candice, hello, dis 'n laag. Mans aan die ander kant se stem raak hoor as hulle belangstel. Hulle raak seker senuweeagtig, nê. So jy moet kyk, as die ou begin vinniger praat en al hoe hoor, you raise me up, dis eintlik wat hy vir jou sê. Hulle sê ook, iemand raak verlief op jou, as hulle vir 2 minute in jou oë staar, sonder onderbreking. Meisies sonder, dan mag ook nie praat tussenin nie. So, as jy nou iemand vanaand gebring het, kyk vir hulle, ek gaan vir julle 2 minute gee. 2 minute, oogkontak is belangrik. Die ingenieurs, hulle sal moet oefen, julle moet die meisies in die oë kyk, manne. Anders sal hulle nooit belangstel nie. Hulle sê ook, ek dink dit tel meer vir as 'n ou dit doen, dat as jy 'n musiekinstrument speel, dan raak iemand maklik op jou verlief. Dit het positiewe konnotasies. Julle weet, rockbands het altyd 'n klomp groepies, dis waar dit vandaan kom. Meisies like dit. Die ander ding, en ek dink dis weer die meisies, sal makliker op jou verlief raak as jy rooi dra. So Valentynsdag is 'n rooi, kyk almal gou wat het hulle aan. Tog. Rooi dra. Ek dink die appel waarmee Eva vir Adam verlei het was nie teen en dan 'n rooi appel, nê. Die hele ding van die rooi doek voor die bil, dis waar, lyk vir my in liefde. En dan die laaste ene wat ek gaan sê wat kan maak 'n invloed het op iemand verlief raak of nie, het te doen met facial hair. Okay. Dit gaan albei kante toe natuurlik, nê, dis belangrik. Maar dat meisies geneig is om vinniger verlief te raak op ouens met so 'n vuil baardjie, maar dan moet hy 'n bietjie van 'n baardjie hê. Apparently die hele baard ding doen dit nie vir die meisies nie so aantreklik nie. Nee, jy moet nie lyk soos haar oupa nie, jy moet lyk soos haar pa. So die meisies het gevra, ek moet dit vir julle sê, manne. In 'n geval, wat ook al, daar's seker baie raad en baie dinge wat ons vanaand kan sê, dit maak nie saak nie. Die punt is, dis hoe die lewe happen. Jy's single, jy leef jou lewe heel onskuldig en skielik kom jy agter, daar's 'n belangstelling. Veral nou, julle, dis nou nuwe sleepseisoen, hè? So nou se raak jy aan 'n seisoen. So dis nou bingle en mingle en al daai lekker dinge.
En jy kom agter, maar hier's iemand wat nou vir jou ouliker is as die ander. En hoe jy dit weet is, jy sal sien jy's op sy of haar Facebook, vir al die meisies dalk. Begin Facebook stalk, dis een van die eerste goed. Gaan op WhatsApp, kyk die profile pic as hy verander. Begin bietjie meer message. Die drukkies na bingo oefening is bietjie langer vir daai een as vir die ander. Dus die drukkies vir hallo en baie word al hoe langer en stywer. En dan begin jy nou allerlei verskoning soek om tyd met die persoon te spandeer. Dis ook mos nou deel van dit. Party kom sommer kerk toe, dit gebeur. Ons bekeer sommige so. Party manne swat ingenieurswese en hulle stap Oosterhof om Patria toe, laat hulle net ek stap nou toevallig by jou koshuis verby. Hoe lyk dit met 'n koffietjie? Jy gebruik enige verskoning wat jy kan kry. Hoorie so man, jy weet mos nou die voorhuis is nou buite werking. So ek sal nou maar moet by Spur gaan eet vanaand, maar dis buy one get one free. Wil jy my nie help in die ander burger kom eet nie? Dis nou die tipe redes wat jy nou kry. Skielik gym jy, skielik woon jy ander klasse by ensovoorts. En dan as die belangstelling nou terug is, nê, anders se gaan hierdie nou 'n hele ander pad. As die belangstelling one way is, dan sit 'n ander preek. Maar as die belangstelling nou terugkom jou kant toe, is daar hopelik nou 'n eerste date. Wat gebeur dan? Dan sal nou die opwinding. Manne stap by die koshuis uit en jy sien die aftershave kom so agter hulle aan. Die meisie storm by haar kamer uit laat en al wat oorbly is 3 vriendinne wat hulle self lawe met al haar uitrusting so in die kamer uitgepak en jy weet, dis tyd. Wonder waar gaan ons praat? Dan kom daar dalk nou die handjies vashou. Onthou nou hier is als nie op een dag nie, okay, ook nie in 1 week nie. Kom ons sê net dit vir mekaar. Dis nou oor 'n tydjie. Handjies vashou, lekker geswete handjies, goeie grip daar hê. En dan daai eerste soen. Hier is nou hoe dit moet gebeur, nee. Ek dink partykeer gebeur dit andersom. Ons het nou gesoen, nou moet ons seker maar date en nou so baie pikverhoudings begin, maar in 'n geval. Dan kom maar eerste soen man en julle begin sommer saam Bybel lees. Hooglied 1 sê soen my, weer en weer, soen my. Jou liefkosings is beter as wyn. En nou ja, as alles daar goed gaan, dan is dit die groot finale stap en jou Facebook status kan verander. Maar wat nou? Dis hierdie deel waar die fliek eindig. Die fliek help ons gewoonlik om iemand te kry en dan hierdie deel waar hulle nou by mekaar uitkom waar die seisoene begin, dan stop die fliek. En in die sequel is hulle gewoonlik uit mekaar uit. So wat moet 'n mens doen? Iets belangriks gebeur tussenin. Wat is dit? En dis waar ons vanaand gaan gesels. As jy 'n baie plek is waar jy dalk nou iemand ontmoet het en jy's in die eerste paar maande en jy's verlief, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Dankie, jy kan vir ons eene afgaan dink ek. Hulle sê, ek kan vir ons nog eene afgaan. Hulle sê enetjie terug, daar's hy. Hulle sê om verlief te wees is dieselfde invloed op jou brein as wat dit is as jy jou met heroïne gespuit het. Okay, die breinscans lyk dieselfde. So jy's hoog op liefde, hulle sê dit, dis letterlik so, jy's gedrag. Okay. Wie van julle neem jou beste besluite wanneer jy onder die invloed van dwelms is? Moenie jou hand opsteek nie. Ja, gewoonlik nie. Wie van julle skoolverhoudings en meeste verhoudings tot nou toe het gewoonlik so min of meer 3 maande gehou? Dis hoekom, die drugs het afgegaan, toe begin jy sien waarmee jy besig is. Toe stop die verhouding. Met ander woorde, ek wil vir jou sê, as jy in die begin van 'n verhouding is, raak kalm en luister veral vir jou vriende in hierdie tyd, meeste vir jou shotgun wat jou moet beskerm. Jy kan nie op jou eie logika staat maak nie. So om deur hierdie fase te kom, gebruik jou vriende. As jy nou deur hierdie fase is, nou kan ons begin sinvol praat oor verhoudings. Dis wat ons vanaand gaan doen. As jy in 'n verhouding is, ja, dan is dit dalk goeie raad om mee te begin. As jy in 'n verhouding is die volgende vraag, maar hoe weet ek nou? Dis die een. Hoe weet ek wat is 'n gesonde verhouding? Die voorbeelde wat ons het is nie super baie nie. Hoe weet ek is die moeite werd? Ek moet dalk besluite neem rondom my studies. Waartoe gaan ek volgende jaar gaan? Gaan ek werk? Gaan ek nog 'n bietjie swat? Nou, dis 'n baie belangrike onderwerp waar die Bybel ongelukkig min sê. Want in die Bybel was dit love at first sight. Hulle het mekaar die eerste keer op hulle troue gesien. Maar die liefde was dan nie eintlik 'n keuse nie. Dit was daai een groot verrassing wat jou ouers vir jou reël waar jy hulle regtig moes vertrou. So jy moes nie kies nie, jou ouers het vir jou gekies en jy moes nie vooraf date en besluit nie.
Maar die Bybel is vol voorbeelde van hoe die huwelik moet lyk. En ek dink as mens sê jy's ernstig in 'n verhouding en die punt van om te date is om met 'n maat te soek om mee te trou, dan kan 'n mens baie maklik in die Bybel gaan kyk, wat sê die Bybel oor die liefde en wat sê die Bybel oor hoe die liefde tussen 'n man en 'n vrou moet lyk. Nou, ons gaan vanaand vir mekaar net 'n paar goedjies oor dit sê. Ons sal seker 'n paar weke oor dit kom praat. Maar die eerste belangrike ding, as jy in 'n verhouding is en jy wil weet of dit die regte een is of jou verhouding uit al die regte tipes liefde bestaan. Hooglied is 'n boek in die Bybel. Wie van julle het al Hooglied gelees? Interessante boek. Koningin van Engeland het die bladsy van Hooglied aan mekaar vasgeplak. Sy het dit toegeplak, né? Sy sê my kinders gaan nie hierdie goed lees nie. Dis nie mooi nie. Omdat Hooglied so eksplisiet oor die liefde praat, wat vir ons sê dat dit 'n geskenk uit God se hand uit is. Wat vir ons sê, dis nie lelik nie, dis nie wat die wêreld dit gemaak het nie. Dis mooi. En dit leer vir ons dat daar 'n ander deel van die liefde is wat mag leef en waarna ons mag uitsien. So as ons vanaand gaan gesels oor verhoudings, dan gaan ons oor hierdie 3 bene weer 'n keer gesels. En as jy in 'n verhouding is, wil ek hê jy moet dit opweeg. As jy nog nie in 'n verhouding is nie, wil ek hê jy moet dit onthou, want dis waarvoor jy gaan soek. Ek gaan net 'n paar versies vir ons lees. Ons eintlike teks is uit Petrus uit, so luister mooi. Hoor wat staan in Hooglied. Alles aan jou is mooi, my liefling. Aan jou is niks verkeerd nie. Kom saam met my van die Libanon af, my bruid, kom saam met my van die Libanon af, kom af hier van die top van Amana, van die top van Senir en Hermon af, weg van die leeu se skuilplekke, weg van die luiperd se hoë lêplekke af. Jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die ketting om jou hals. Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik lekkerder as al die lekker rykrye. Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid. Jou tong soos heuning en dik melk. Dis 'n vreemde deel, nê. Ek weet ook nie wat dit beteken nie, maar goed. Jou tong soos heuning en dik melk en jou klere ruik soos die Libanon. Hoor hoe mooi is dit wat hy praat van die persoon wat hy bemin. As ons in die woord kyk en in die lewe dit verstaan, dan sien ons 3 goed gebeur. Die eerste liefde wat hy hiervan praat, ken julle dalk die woordjie wat hulle sê dot in die oorspronklike taal, of dalk die woordjie eros, waarvan erotika afkom. Dis die chemistry deel, dis die deel wat die natuurlikste kom, dis die gevoel deel, die aangetrokkenheid. Dis dit wat maak dat jy eerste in iemand begin belangstel, dat daai persoon jou oog trek. Dis ongelukkig die deel wat as 'n mens jonk is, miskien die meeste aandag kry, die fisiese aangetrokkenheid. Super belangrik, een soort liefde wat ons lees van in die Bybel. Dis die deel wat maak dat jy by mekaar wil wees, en dis die deel wat, ja, miskien as ons oor verhoudings praat, dalk ook buite verhoudings leef, maar ons gaan volgende week meer oor dit praat. Die tweede tipe liefde wat ons hiervan lees in die Bybel, en ons lees dit aan die begin waar hy sê, alles van jou is vir my mooi, is die verhouding, die vriendskapsdeel van die verhouding. Praat die Bybel van 'n woordjie raia of filia. Vriendskapsliefde, dis 'n soort liefde. Dis die geheel waarvan hy praat in vers 7. Dis die alles. Jy sien net vir my mooi om na te kyk nie, maar dis eintlik vir my lekker om met jou te praat ook. As jy 'n meisie het, maar sy's net mooi as sy stil bly, manne, want jy het 'n probleem. Dis die deel waar jou huweliksmaat jou maat is. Jou lewensmaat, daai woordjie kom daarvandaan. Wat saam met jou stap doen, wat jou ken, wat saam met jou lag, wat die lewe saam met jou geniet. Daai is die deel waar daai persoon is ook jou co-pilot en jou shotgun, wat saam met jou in jou lewe journey. Dis lekker. Die derde been is die ahava been, of 'n ander woord daarvoor wat julle sal ken, die agape. Dis die volmaakte liefde. Dis as ons in Hooglied 8 lees van strome water kan die liefde nie blus nie. Dis daai liefde wat sterker is en groter is as enigiets wat met jou kan gebeur. Dis daai liefde wat jy beloof voor die kansel van deur dik en dun, botter en bors, al daai goed wat hulle vir jou sê. Daai wat maak dat twee mense, maak nie saak wat die lewe aan hulle kant toe gooi nie, om by mekaar te bly. Dis 'n onselfsugtige liefde. Dis 'n Bybelse goddelike liefde. Dis die een wat nie so seer gaan oor hoe voel dit vir my nie. Die eerste twee is selfsugtig, né? Die eros liefde, die dot liefde,
Dit moet vir jou lekker wees. Dis die lekker liefde. Die aangetrokke. Die vriendskap liefde, dis vir my lekker. Dis vir my lekker om saam met jou tyd te spandeer. Ons is lekker pelle. Die agape liefde, die ahava liefde kom in wanneer ons sê, nou gaan dit nie net oor wat vir my lekker is nie, maar dis vir my lekker as dit vir jou lekker is. Met ander woorde, sterf vir my eie begeertes ter wille van die ander persoon. Dis die onselfsugtige liefde. Dis die keuse liefde. Ons dink liefde is 'n gevoel. Ek voel nie meer dieselfde oor jou nie. Wanneer jy jou lewe met iemand spandeer en jy vir daai persoon vir altyd kies, dan is dit nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. Nou die belangrike ding, ek gaan net vinnig dit oor dit sê. Die 3 bene. Die belangrikste ding is dat daar 'n balans moet wees. Dat tussen hierdie 3 tipes liefde, die een nie die ander een vooruit kan hardloop nie. Al 3 is ewe belangrik. Met ander woorde, as jou verhouding net gaan oor die fisiese en dis net 'n gevreiery, dan is dit ongebalanseerd, ongesond, 10-10-1 nie reg nie. As die doodliefde weghardloop, kwyn die ander 2. Hoekom? Emosioneel hou jou verhouding op ontwikkel die oomblik wat jy fisies raak. Kan nie weghardloop nie. Die tweede een, as hy weghardloop, die raya, vriendskap ene, dan het jy net 'n lekker pel. Party van julle het dit dalk. Sê daar is eintlik veel aan die gang tussen ons nie, maar ons is lekker pelle. Dis ook nie reg nie. Daar moet aantrekkingskrag wees, daar moet ook die erotiese deel wees. Die derde been kan nie weghardloop nie. Dis menslik onmoontlik vir jou. Lyk vir my ons het 'n bietjie iemand wat my in die rede wil val. Dis onmoontlik vir jou om aan die begin van 'n verhouding so baie selfopofferend te wees. Ons is almal maar eintlik selfsugtig. So daar hoef jy nooit te bekommer nie. Maar daar moet 'n balans wees tussen die 3. En jy is in beheer. Met ander woorde, partykeer moet jy die een bietjie breek sodat die ander een bietjie 'n kans kan kry en bietjie gefokus op moet word. Maar al 3 is super belangrik. So dink vir my oor jou verhouding. En as een van daai 3 nie bestaan nie, of een is oordonderend, dan jy 'n keuse om te maak. Iets wat by dit kom, wat ons by hierdie bestanddele gooi vir 'n wenresep verhouding, is tyd. Van julle wat hier vanaand sit wat in 'n verhouding is, wie van julle wil die einde van die jaar trou? Of gaan? Maar julle tel nie, julle is al oud. Hulle is nie oud nie, hulle is net reg om te trou. Maar julle is al verloof, so dit tel nie. Baie geluk. Wie van julle wil die einde van die jaar trou? 10-10 niemand nie. Wat beteken dit? Jy het tyd. Hulle weet nou al die goed van mekaar. Andersins gaan vanaand 'n baie moeilike boodskap vir hulle wees. Hierdie goed is reg. Lang verhouding kom. Jy's in die begin van 'n verhouding. Wat het jy? Jy het tyd. Jy is jonk om uit te figure of dit die een is. Nou date ons, ontmoet, die oor gebid, was lank alleen, het my lewe probeer uitfigure. Wat nou? Vat tyd. Vat 'n oomblik. Figure dit uit. Maar ek weet nie vandag al of ek met haar wil trou nie. Ek weet nie vandag al of ek met hom wil trou nie. Dis okay, jy wil dan anyway aan die einde van die jaar trou nie. Jy hoef nie te weet nie. Belangrike teenkant is net dat as ek wel weet ek nie met die persoon wil trou nie, dan los jy hom. Of dan los jy haar. Dan as jy in 'n verhouding sit vanaand en jy weet hierdie is nie jou trouma nie of hierdie is nie jou troumeisie nie, maar is beter as alleen wees, dan moet jy hom of haar los. Dis daai ding wat ons sê, ag ja, Mr. Right, Mr. Wrong, maar hier's 'n Mr. Right now. Ek gaan vir hom gaan. Maar as jy nog nie weet nee en jy weet nog nie seker, dan het jy tyd om dit uit te figure. Maar hou op om te probeer om die verhouding so ryp te druk, want dis wat ons doen. Nou ontmoet ek iemand en binne 3 maande moet ek klaar alles weet en ons verhouding moet klaar lyk soos mense wat 20 jaar getroud is. Jy hoef nie vandag al te weet nie, dis die doel van date. Die doel van date is om in soveel as moontlik omstandighede die persoon se reaksie te sien, sodat ek hulle goed kan leer ken en weet of hulle pas by my en by die lewe wat ek wil hê. En in hierdie tyd wat ons date, wat super belangrik, dit moet lekker wees. Vat tyd, geniet mekaar. Dit moet lekker wees. As dit van die begin af net admin is dit 10-10 nog reg nie. Julle is jonk. Dit moet lekker wees. Vriendin van my wat al 'n paar jaar getroud is, vra ek in die week,
Wat sal jy nou vir mense sê? Hoe weet jy dis die een? So vir my, sy sal een woordjie sê. Moeiteloos. Dit kan partykeer moeilik wees, dit kan partykeer makliker wees, partykeer is daar swaar tye, partykeer is daar minder swaar tye. Maar maak nie saak wat die omstandighede is nie, die verhouding moet moeiteloos wees. So sy kwaai ma en is nie lekker om by haar te gaan kuier nie, dit moet nie vir jou moeite wees om dit te doen ter wille van hom nie. Dit moet moeiteloos wees. Want jy het tyd. OK, nou hier is ons. Jy ontmoet iemand, spandeer tyd saam. Jy besef hierdie 3 bene is belangrik, jy ontwikkel dit. Hoe doen jy dit? Wat presies doen jy met die tyd? Kom ons lees wat staan in 1 Petrus 3. Julle kan saam met my soontoe blaai. Onthou wat ek gesê het, die Bybel praat nie oor dating nie, maar dit praat oor wat ons oor moet dink wanneer ons die dag trou, en dis wat ons moet gebruik, om teen op te weeg hoe lyk my verhouding nou. As ek ernstig is oor die persoon en probeer uitfigure, of hulle my maat is, moet ek dit vergelyk met wat sê die Bybel moet 'n man in die huwelik doen, en wat sê die Bybel moet 'n vrou in die huwelik doen. 1 Petrus 3 van vers 1 af. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die man sien hoe godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan uit uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur die dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat julle gehinder word. Ek wil net eers ietsie sê. Onthou nou die tyd waarin ons leef. Vrouens het nie gewerk nie, hulle was totaal en al afhanklik van hulle man om vir hulle te sorg en te voorsien. So mans kon hulle vrouens regtig bad hanteer het. En hulle kan nie veel doen nie, want hulle het nie 'n ander heenkome nie. In ons tyd vandag is dit nog steeds so. Hier staan die vrouens is die swakker geslag. Fisies is die vrou swakker as die man. Wie armdruk met hulle meisies? Manne, ek praat met julle. Jy met jou meisie gearmdruk? Wie het gewen? Jy het 10-1, ek hoop so. Kyk, Potts is arms is groot. Meisies sal ook wen in squats, maar die ouens sal wen met armdruk. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor haar. Ek wil eers met die manne praat. Wat lees ons hier? Wat lees ons deurlopend in die Bybel? Is die opdrag vir 'n man, is om 'n vrou te eer. Om soos Christus vir sy kerk teenoor haar op te tree. Met ander woorde, is jy 'n gentleman, so eenvoudig soos dit. Vloek en praat jy vuil grappies voor meisies net soos voor jou pelle? Is daar vir jou geen verskil nie? Is dit vir jou snaaks? Ek dink dit moet nooit vir jou snaaks wees nie, maar praat jy so voor meisies? Hoe praat jy? Wag jy vir 'n meisie om voor jou by die deur in te stap? Is daar nog basics betrokke? Maak jy vir haar deur oop? Koester jy haar? Hanteer jy haar goed? Te weet, ek is die sterker een, daarom kyk ek uit vir jou. Lê in jou bed in die koshuiskamer en stuur vir haar WhatsApp, koffie sal lekker wees, my goed is in die bloksitkamer, die ou onder sal jou inlaat. Gebeur. Ek het nie hierdie uitgedink nie, ek het dit gehoor. Is dit, as jy 'n vrou eer, manne, dan hardloop die eros nie weg nie. Dan pressure jy haar nie vir fisiese goed nie. Dan vertel jy nie vir haar hoe lief jy haar het en hoe jy met haar gaan trou eendag om jou begeertes nou te bevredig nie. Dan beheer jy dit. Dis wat dit is om te man up, is om verantwoordelikheid te vat en beheer te vat. Dan byt jy nie meisies uit nie. Dan is jy anders as die wêreld wanneer daar oor meisies gepraat word, voor meisies gepraat word. Eer jy jou meisie? Is sy jou pel? Deel jy ook jou lewe met haar? Of roep jy haar net in wanneer jy nou voel jy tyd vir haar?
is sy belangrik genoeg dat julle actually saam kan kuier. Nooi haar saam om golf te speel of vis te vang. Ek sien nou die meisie sê vir my, nee, ek wil nie gaan nie, moenie laat hy nie. As sy wil natuurlik. Het jy haar lief op 'n awa manier, ekskuus. Met ander woorde, is jy bereid om vir haar te eer en jouself tot haar te commit? Hoor van ouens wat meisies date en haar nie wil huis toe vat nie. Of sê, joh, ons weet hier is net 'n tydelike ding. Of, nee, kom ons hou hierdie ons geheimpie en my vriende hoef nie van jou te weet nie. Het jy respek vir haar genoeg? Paulus skryf in Efesiërs 5, jy moet haar lief hê soos jou eie liggaam. Soos Christus sy lewe afgelê het vir die kerk, moet jy vir haar doen. Is jy bereid om dit vir haar te doen? Dis wat 'n man doen, 'n man van God in 'n verhouding. Meisies, hoor wat sê Petrus vir ons. Julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge, soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Met ander woorde, jy moet verdien vir 'n man om jou so te hanteer. Ons kan maklik die vinger wys en ons doen. Jy moet dit verdien. Waar is jou fokus? Hoor wat sê die Bybel, jy moet op fokus om mooi van binne te wees. Dis hoekom baie meisies mooi van ver is, solank jy haar nog net kan sien. Maar as jy hoor wat binne aangaan, dis 'n geskinder. Meisies praat dink ek leliker as ouens. Miskien moet ek vandag sê, meisies, moenie lelik praat voor jou boyfriend nie. Waar is jou fokus? Is jy ook deel van die wêreld? Dis alwaar dit gaan. Ek sê nie jy mag nie jouself versorg nie, ek sê nie jy mag nie mooi wil wees nie, maar as dit vir jou die fokuspunt, want dit gaan vergaan. Hoor wat sê die woord en jy kan gaan blaai van wat is vir God mooi. Is dit nie goed nie? Dis wat hier staan, dit het by God groot waarde, innerlike skoonheid. Dis so hartseer julle, ons vergeet van ons innerlike meisies, dis ons fout hierdie. Ons is so bekommerd dat ons op die rak gaan sit, ons sit onsself op uitverkoping, die rokkies word korter, die toppies word laer, net sodat iemand my darm vat. As ek die Here vertrou, en ek wil so 'n man hê, waarvan ons nou net gepraat het, en gesê die man, ek wil 'n gentleman hê, dan moet ek dit verdien om soos 'n dame hanteer te word. Dan moet my fokus as 'n vrou reg wees, sodat dit die moeite werd is vir 'n man, om sy lewe vir my af te lê. Petrus praat hier, Paulus praat keer op keer, Jesus praat. Ons fokus moet wees op die dinge wat ewigheidswaarde het. Die mooi in ons wat met tyd mooier en mooier word. Nie op die dop buite nie. Want ons almal is soos klomp discoballe. Dis wat die wêreld vir ons leer. Jy kan mooi buite blink, dit maak nie saak wat binne aangaan nie. Wat bepaal waarvoor jy kyk in iemand anders en wat bepaal wat jy wil wees en ontwikkel vir iemand anders? Gebeur dit julle? Dit wat ons hier lees, gebeur dit? Manne, en ervaar julle dit by die meisies? Meisies, gebeur dit? Laat jy 'n ou toe om vir jou te WhatsApp kom maak vir my koffie of blok, delete. Jy laat dit toe. As jy, en statistiek is nie aan ons kant nie, hulle statistiek vir huwelike wat hou is nie aan ons kant nie. En dis omdat ons inkoop in die wêreld se reëls en die wêreld se voorskrifte, nie wat God sê nie. As jy 'n ander huwelik wil hê as wat statistiek sê, dan moet jy van vroeg af oefen in verhoudings vir ander beginsels. Dan moet jy vir die Here vra om vir jou met sy bril te laat sien ander dinge. Ons kan nie sê ons wil anders wees, maar ons doen dit presies soos die wêreld nie. As jy vanaand hier sit en jy is in 'n verhouding en hierdie goed is nie daar nie, ek weet is moeilik, ek weet 'n paar mense gaan dalk vir my kwaad wees na die preek, wat alleen is, of gaan wees, dis okay. Maar jy gaan daai keuse in jou lewe moet maak, een of ander tyd. Kom ek vat dit saam en sluit af.
4 punte as jy dink oor verhoudings wat super belangrik is. Ons het vir mekaar gesê, daai ding van 'n frikkie vir 'n rukkie, so nou en dan 'n drukkie, dit bestaan nie. As jy weer is die verkeerde een, los hom, los haar, jy hijack hulle. As jy weet, jy wil nie met die meisie trou nie, of jy wil nie met die ou trou nie, daar is nie 'n ding soos dis lekker vir nou nie. Los. Die tweede ding, moenie dinge kompliseer deur saam in die bed te spring nie. Asseblief. Bly weg, sodat jy helder kan dink. Gee al die liefdes, derde ding, gee al die liefdes tyd om te ontwikkel. Maak seker al 3 is daar. 'n Verhouding is nie 'n sendingveld nie. Maak seker al 3 liefdes is daar. Laaste ding, vertrou die Here. Weereens, vertrou die Here. Vir sy manier, hoe hy sê dit moet happen, maar ook vir sy tyd. Vertrou hom. Amen. Ons gaan saam nagmaal gebruik. En ek wil jou nooi. Ek weet hierdie preek en hierdie tema raak dalk 'n paar staf aan in jou lewe. Om dit wat dalk tans in jou lewe leef, wat nie oukei is nie, vir die Here te gee en te weet, hy was skoon. Maar om vanaand dit te celebrate, dat die feit dat ons nagmaal het, die feit dat Christus gekom het, bevestig vir ons dat God 'n belang het in ons lewens, soveel so dat hy sy seun stuur. En as God sy lewe gegee het vir jou lewe, hoekom sal hy nie ook vir jou voorsien in jou liefdeslewe nie? En as jy vanaand nagmaal gebruik, wil ek hê, jy moet opnuut vir die Here jou hart kom gee oor dit. Vertrou hom. Celebrate dat jy God kan vertrou, want jy is vir hom belangrik. Ek gaan die nagmaal instel, ons saam gaan gebruik, en dan gaan ons na 'n liedjie luister, wat jy welkom is om saam te sing, as jy dit ken, wat die band vir ons gaan saam speel. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek het tot volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sonde.